Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Vrydag, die 10de Julie 2026 en die hele week is ons op pad in die spore van Barnabas en vanmôre gesels ons 'n bietjie oor Barnabas die bedienaar en ons lees uit Handelinge 13 en die hele gedeelte is eintlik vers 1 tot 12 en ek gaan nou net sekere gedeeltes daarvan lees terwille van die tyd. Vers 2. Toe hulle op 'n keer bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." En dan weer by vers 4: "So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukië toe gegaan en daarvandaan na Siprus toe oorgevaar en in Salamis aangekom. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pafos, waar hulle 'n Joodse towenaar met die naam Bar-Jesus teëgekom het, wat voorgegee dat hy 'n profeet is. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Die towenaar Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle egter teëgestaan omdat hy wou verhoed dat die goewerneur in Jesus glo. Maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê: "Duiwelskind, deurtrapte skelm en bedrieër, vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan? Die Here gaan jou nou straf. Jy sal blind word en die son 'n tyd lank nie sien nie." Onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword en hy het rondgetas na iemand om hom aan die hand te lei. Die goewerneur was diep onder die indruk van die leer van die Here en toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig geword. Nou tot nou toe het ons redelik baie gelees van die dinge wat Barnabas gedoen het, eintlik in 'n baie groot ondersteunende rol, veral vir Paulus. En so het hy ook op sy eie reise gegaan, maar nie sendingreise soos Paulus om pertinente dinge te gaan sê en die woord van die Here te gaan verkondig nie, maar in die ondersteunende rol. Die laaste wat ons gelees het gisteroggend was waar hy in Jerusalem aangekom het om die mense daar te ondersteun. En dan nou hier waar ons nou vandag lees. God gee eintlik alles vir ons. En hierdie gemeente wat ons sopas van gelees het, hulle was in 'n gewoonte om te vas en te bid. En uit hierdie gewoonte kom dan die opdrag om vir Saulus en vir Barnabas af te sonder en te stuur. Wat in Barnabas se lewe begin het met die verkoop van 'n stuk grond en gelei het tot 'n verbintenis aan Saulus en die gemeente in Antiochië, word nou 'n volskaalse roeping om die wêreld met die evangelie van Jesus Christus te bereik. Elke deel van die voorafgaande pad tot hier, wat ons sopas gelees het in die afgelope week, gawes, afkoms, onderrig, ervarings, gee aan die roepingsreis 'n doelgerigtheid en 'n dinamika. Dit bou half so vir ons 'n stukkie agtergrond om te weet waar hy nou is. Maar waar begin dit hier? Gebed en vas. En dit is eintlik 'n belangrike manier waardeur God se wil onderskei word, sowel as in die ontvangs as en in die bevestiging daarvan. Daarin speel die gemeenskap van gelowiges as 'n groep 'n belangrike rol. So ook in ons gemeente. Een van die gebedspraktyke wat deur die eeue ontwikkel is om mense te help om God se stem te herken, is juis die geestelike gewoonte wat die daaglikse ondersoek genoem word. Bedoelende gewoonlik vroeg in die oggend, dan word 'n mens baie stil voor die Here en vra na sy wil vir die dag. En dis 'n geestelike gewoonte wat eintlik hier gemaak het. En natuurlik het Barnabas hieraan deelgeneem dat hy en Saulus dan afgesonder word en saamgestuur word op 'n sendereis. So die ondersteuner Barnabas word nou hier self ook die gestuurde saam met Paulus. En dit verander Barnabas se rol nou nog 'n bietjie.
Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om telkens in gebed voor U te kom en onsself af te sonder en te vra, Here, wys U vir ons die pad. En somtyds is dit 'n pad waar ons ander op daardie pad moet plaas. Soms is dit 'n pad waarop ons self moet gaan. In die verhaal wat ons vandag lees, hoor ons dat 'n gemeente dan vir Barnabas en Paulus afsonder. Here, hier is ons elkeen met ons eie behoeftes, ons eie vrese en onsekerhede. Nou vra U ons U ook vandag, plaas U ons op die pad waarvoor U ons geroep het om op te gaan. In Jesus se naam. Amen.